Hoe gaan jy na God toe? Met 'n lang of kort agenda? 'n lang praat versoeklys, vra of lof in jou hart? Gaan jy na hom toe met oorstelpte dankbaarheid? As jy eerlik sou wees, sou jy dalk sê, ja, maar natuurlik gaan ek na God toe met 'n agenda, anders soort van, what's the point? Hoekom bid ek dan? Maar ek en jy weet ook dat daar kere is wat ons regtig met niks by God opdaag. Wat ons so leeg, weerloos, soms oorlaai, uitgeput, oorweldig voel, dat ons woorde opgedroog het. Dat ons eintlik voel dat ons niks het om vir hom te sê nie, maar dat ons tog behoefte het aan hom. Weet vandag, met of sonder 'n agenda is jy altyd welkom by hom. En soms is agendaloos wees nie die regte manier om by hom op te daag. Want dalk het God 'n agenda. En sy agenda gaan altyd oor liefde. Daar waar jy by hom gaan sit, in stilte net is, daar sal jy ervaar dat sy lig jou sag toevou, sy teerheid jou omvou, en hy jou teen sy bors vashou. Jy sal ervaar dat sy genade jou toerus om wat ook al te gaan doen, om krag en moed te kry vir elke dag. Ja, jy sal in sy sagte liefde weet dat hy jou met onverklaarbare wysheid, krag, moed, genade, onderskeidingsvermoë en liefde vul. Neem vandag hierdie belofte van Jesus self, soos hy in Matteus 11 vers 28 tot 30 sê. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. So lees die 83 vertaling. Maar hoor weer hierdie woorde soos die boodskap dit vir ons bring. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat julle geestelik dors is? Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Dit maak altyd sin om by God op te daag, want hy gee sin vir die lewe. Kom ons bid. O Here, hier is ek. Amen.